Goeiedag en welkom hier by Milie FM se Potgooi Ateljee. Twee legendes van Suid-Afrikaanse musiek wat ek saam met hier in die Potgooi Ateljee het, Gian Groen en Elimar Knights. Goeiedag julle, baie welkom by Milie FM weer eens, julle al twee. Dit is die eerste keer wat julle hier kuier nie. Nee, is lekker om weer hier te wees. Baie lekker. Hoor jy, ek was bevoorreg geweest om gisteraand by julle show te wees by die Sterrewag Theater en dit was briljant geweest. Die Sterrewag, een van daai skatte van Bloemfontein wat die Bloemfonteiners heeltemal te min ondersteun. Ek dink definitief een van die mooiste teaters waarin ek al was. Baie spesiale plek vir my. En Neil Nagtrein wat baie goeie werk doen daar vir die kunste. Definitief. En ek bedoel die Sterrewag was hy het stilgestaan vir jare, nê. En toe as ek dit nie mis het nie, die Voelvry beweging het soort van daar 'n impak gelos. Wanneer was dit? So in die 90s, 80s. 89. Ja, Ja. daai omgewing. En so baie mense onthou dit van daai legendariese tye. So dit moet amper 'n musikale monument as dit beskou word. Elimar, jy wat saam met 'n klomp Afrikaanse kunstenaars speel, en nie net saam met Gian nie. Paar name, ek weet jy speel saam met Anton Goosen, Valiant. Ja, heidaglik met Anton en Valiant, seker ek dink met wel beide van hulle so 8 jaar saam. En ons het al in die Sterrewag ook opgetree. So ek is nou baie bevoorreg, ek het al 3 keer daar gespeel. Gian, en dan weer eens jou musiek. Ek ken dit al van my studente daar af. En wat lekker is met die show is daai paar goue oues wat jy uitgeruk het gister. Ja, mens moet. En vertel ons 'n bietjie waar het jou liefde begin? Jy het gister 'n staaltjie vertel van jy was 5 jaar oud toe jy besef het hierdie is wat jy wil doen. Ja, ons het in die Namakwa-land gebly, in Nababib. Ek het ek dink ek het my verstand daar gekry en hulle het 'n state-of-the-art skool kom bou daar in Nababib, baie groot skool, heeltemal te groot vir die hoeveelheid kinders wat daar was. Maar as daar konsert gehou word in die Namakwa-land, dan sit in daai saal, want dit was regtig op daai stadium was dit state-of-the-art. En dan het mense van heinde en ver af gekom om konserte by te woon daar en ek was 5 jaar oud toe Anton Goosen en Sonja Herold op toer was in 1980. En dit was die heel eerste live musiek wat ek gesien het en ja, dit is, ek dink die vlammetjie is aangesteek. Toe ek daai ouens, my pa het al die jare nog musiek gemaak, my ma ook. So ek het met musiek in die huis groot geword, maar toe ek nou sien hoe dit regtig gedoen word op 'n verhoog, het dit my aangegryp. En ja, ek dink die vlammetjie is aangesteek. Elimar, jou liefde vir die gitaar, ek moet sê dit was gisteraand fantasties geweest. Ongelukkig die eerste keer wat ek jou nou lewendig gesien het, maar dit was briljant geweest. Vreeslik dan. Waar het jou liefde begin vir die gitaar en vir musiek? Eintlik daar is nogals, miskien 'n storie al op Milie FM vertel toe ek in Antonie was, maar daar is nou nog 'n foto, 'n ou familiealbum, dat my ma het die eerste Anton Goosen album was Boy van die Suburbs. Nee. En ek dink ek was 1 of 2 jaar oud en my ouers het vir my so klein gitaartjie gegee en daar is nou nog 'n foto en ek onthou net my ma het my gedans met daai plaat wat gespeel het. En ek het op 'n kol het ek die familiekat gevat en wou met die kat dans. Tokelos was sy naam en hy het my gegaf en amper my oog uitgehaal. Alles gevolg van daai album. En daar is so 'n foto wat ek nou eendag ontdek het. Wat ek op die stoep sit met, ek is klein, seker 2. Met hierdie gitaartjie, met daai plaat en die byline wat my ma geskryf het is Anton Goosen is my held. So ek dink dit kom maar van daai plaat af. So ek en hy het Anton Goosen in gemeen. Ons het? Ja. Ja. Hoor die hele twee manne nou besig met 'n toer. Bloemfontein was maar net een van julle stoppe. Hoe lyk julle skedule vorentoe? Wel, ek dink die res van die jaar is legio. Daar sal altyd iets wees wat gebeur. Maar ons is heiliglik het ons in Pretoria by Café Barcelona, dan nog gisterand by die Sterrewag Theater, vanaand of by die Kalfoot Kafee. Ja, net buite Parys in die Vrystaat. Môre is ons by 'n troue in Bella en dan Sondag is in Pretoria by Bus Stop 7. Ja, en dan is daar 'n goeie ding in die pipeline, is 'n Namibiese Blues Society toertjie in Junie. Ek weet Gian wat gesê het, hy het nogal 'n groot liefde vir Namibië. ja, En sien uit na die toer. ja, altyd. Die bluesvereniging waarvan jy nou praat, wie is almal deel van daai toer? Dit is iets wat ek oorgevat het by 'n
musiekkollega seker so 15 jaar gelede. En dit is 'n NPO en dit het te doen met opvoeding van jong musikante. En ons doen ook so bietjie tour support waar ons kan vir bands wat dit nodig het. En ons doen klomp liefdadigheidswerk. So dis 'n hele vereniging van mense wat lief is vir musiek. En veral dan natuurlik bluesmusiek. En so probeer ons mense help en leer en dit net bou en 'n kultuur skep. Ek het 'n vraag vir julle nou oor juis musiek en liefde vir musiek. Maar voor ons daarby uitkom, daar was nog een mooi storie wat jy vertel het gister van Als is net lekker. Hy kry nog baie speeltyd hier by Milie FM. Die luisteraars is baie mal daaroor. Okay. Vertel ons 'n bietjie storie agter Als is net lekker. My vriend Willie Wenzel, die positiefste mens op die planeet, het ek altyd geglo. En hy het 'n motto gehad, als is net lekker. En hy het dit vir hom op T-hemde laat druk, so wit T-hemd met rooi skrif op wat sê als is net lekker. En dan as hy nou by 'n plek instap en mense wil altyd weet wat is hierdie, wat staan hier op jou bors, hoekom staan dit daar? En wat jy nie dan weet nie is dit gaan vanaand die lekkerste aand van jou lewe wees. Want hierdie ou is propvol goeie energie, jy weet, en hy maak enige party gee hy kleur. So ja, Willie het 'n groot impak gehad op my as mens, en ek het op die einde van die dag hy het gesterf met sy motorfiets in die Tankwa Karoo. En ja, omdat hy my so geïnspireer het in die lewe, het ek dit goed gedink om nie net die liedjie nie, maar ook 'n hele album aan hom op te dra. So dit is waar Als is net lekker vandaan kom. Vertel ons 'n bietjie die storie van die 10 sente en 20 sente. Daar by die KAK&K. Ek moet Ja, jou arm ek draai. vat vir Willie saam met my. Ek dink dit was die eerste keer wat hy by KAK&K was. En vir die mense wat nog nie daar was nie, daar soos kindertjies op elke straathoek, local kindertjies wat met 'n styrofoam bakkie wat klippies in het wat hom so oop hou, en dan staan speel die ouetjie nou, een van hulle staan speel nou Coke blikkie, en dan sing die orgelpypies nou 10 sent, 20 sent, gooi hom in, lekker by die kunstefees. En Willie het toe nou sy draaie gaan loop by KAK&K en kort by hierdie kindertjies gaan staan, en hy het toe besluit, hy wil hulle iets leer omtrent besigheid. Dat as jy vir sente gaan vra, gaan jy nêrens kom in die lewe nie. En hy het die volgende oggend by die bank gegaan en 10 en 20 rand note gaan kry en doelgerig hierdie kinders gaan soek. Hy sê want die stages waar hy was by KAK&K het nou nie eintlik veel vir hom gedoen nie. En hy het hulle doelgerig gaan soek, en as hulle so begin sing oor 10 sent, 20 sent, dan stop hy hulle. Wow, die oom gaan gou vir julle leer oor besigheid. En dan sê hy, as julle vir 10 rand, 20 rand vra, gaan julle dalk 'n verskil kan maak in julle sak. En dat is wel afskamerig, en dan begin hy nou 'n brawe enetjie sing, 10 rand, 20 rand, en dan wil jy daai 10 en 20 rand note so laat val. En hierdie kinders het vasgeglo, ons het dit gemaak, hier by ons eie kunstefees, het ons dit gemaak. En die ripple effek daarvan is nou jare later, hoor jy nog steeds nie die 10 cent song, jy hoor nou die 10 rand, 20 rand song. Die sente is gone. Ja, Eendag miskien 1K, 2K, Ja. 3K. Eintlik die vraag wat ek wil vra, en ek dink dis 'n brandpunt in nie net Afrikaanse musiek nie, maar Suid-Afrikaanse musiek. Eerstens, Gian, wat dink jy is die stand van Afrikaanse musiek, die kwaliteit van Afrikaanse musiek? Sure, En dan daai ander brandpunt wat ek nou by Ilimar by gaan uitkom, wat jy lank kan dink, wat dink jy van AI musiek? Ek was begin by Gian. Ja, ek wou ook nou sommer daar wegspring. AI maak dit ons die Afrikaanse musiekbedryf swaalf in die duister is oor wat volgende gaan gebeur. Almal gebruik die verskoning, ja, maar AI is 'n fantastiese hulpmiddel om te skryf, maar die ouens wat geskryf het voordat daar AI was, hulle het nie daai hulpmiddel gehad nie, en hulle het van die beste songs ooit geskryf. As ek vat 4 Seisoene Kind is een van my liedjies, is een van die mees heropgeneemde liedjies in die geskiedenis van Afrikaans. Daar was die AI by betrokke nie. So, en weet, as 'n mens nou op sosiale platforms, weet, as jy dit oopmaak, as jy TikTok oopmaak, dan onmiddellik word jy daarmee gekonfronteer. En ja, so ek is, ek meen, dit sal nooit lewendige musiek
kan vervang nie. Hoe gaan hierdie ouens optree? Hoe gaan jy Ilmar Knights kry wat daai Exact. gitaar speel op 'n eie Ja, track het? jy gaan dit net nooit kry nie. So vir live musiek se doeleindes. Is ek nie te veel daaroor geplan nie, maar vir waarheen dit op pad is. Waarheen is dit op pad? Weet musikante, regte musikante wat vir jare lank weet bloed, sweat en tears aan die dag moes lê om te kom waar hulle kom. Ek is al 27 jaar in die bedryf en ek sien die bedryf as 'n hoë gebou met twee opsies om tot bo te gaan. Die ene is jy wen 'n kompetisie of jy een of ander maklike manier om vinnig bo op die gebou te kom. En 'n ander manier is om die trappies te klim. Dis wat Anton Goosen se lewe lank doen, wat Valiant, wat al die weet deurwinterde musikante deur is om weet en wat is dan bo op die gebou? Dis ook relatief. Maar ons gaan stadig na boontoe en dit is waar mens weet langdurigheid kry in musiek is die ouens wat so hard werk. En nou kom hierdie ouens van die kant af prompt 'n masjien met 3 woorde, sê dit moet klink soos Bruce Springsteen in Afrikaans of whatever. En hy kry dit. Die ouens wat deur winter die musikante is, ons maak 'n bestaan nie net uit lewendige optredes nie, maar ons maak ook 'n bestaan uit ons tantieme. En die tantieme die slice van die paai raak al hoe kleiner en dit is vir my kommerwekkend. Ilmar wat ook oor AI as 'n ou gaan kry en ek vat geen kunstenaar in die gesig nie. Ek breek niemand se musiek af nie, ek sê niemand se musiek sleg nie. Maar daar is tog deesdae baie ouens wat die kwaliteit van die Afrikaanse musiek wat deesdae uitkom, die populêre Afrikaanse musiek, begin afbreek want alles begin dieselfde klink. Jy kry nie meer daai lirieke nie, jy kry nie daai melodie meer regtig deur nie. Vir iemand soos jy wat 'n blues met daarmee werk. Wat daarmee werk. Dit moet jy ook seker so bietjie krap. Kyk, ek kan eerlik sê ek weet nie genoeg van dit nie. Ek moet miskien bietjie meer research doen want is iets wat as ek sê dis iets wat ek nou nie eintlik ek het dit nooit gebruik nie. Ek sal nie weet vir my quite frankly dink ek is moeiliker om 'n AI program te gebruik as vir my om 'n gitaar op te staan wat ek sou eers die tutorial moet na kyk. En dan dink ek sien dit nie as 'n groot bedreiging vir ware musikante ook nie, want omrede is jy weet om musiek te create en te skryf. Dis deel van mos die genot. Dis soos om 'n virtual partytjie te hê. Dis mos nou nie dieselfde nie. Ek bedoel, iemand wat wil gaan revel en uitgaan, jy wil mos nou daar wees. So, ek kan nie sien dat, jy weet, vir, nou in die blues wêreld, 4, 5 ouens of 3 ouens of 1 persoon in 'n kamer sit en gitaar speel uit die hart uit. Daar's die genot. En dis ook wat ek meer en meer altyd net weer besef, miskien spoor hierdie dit aan, hoe cool dit nog steeds bly om iemand met 'n gitaar of 'n elektriese gitaar. En wat se straatkrediet dit vir daai persoon gee. Weet ek sien dit baie met die gitaarskool. Daai ouetjies op skool, ek vertel altyd die storie. Dis 'n ouetjie daar in Seenswoord in Pretoria. Sy stem het net so begin breek en hy kom sien my en hy wil begin. En ek vra vir hom hoekom wil hy begin speel? En hy sê, hoorie ou, moenie vir my pa sê nie, maar ek het gehoor meisies like it. En en hy speel nog steeds. En ek weet nou al hy sy girlfriends en dinge. En hoe gaan, ek weet nie, sy AI liedjie op sy foon gaan nie noodwendig daai. Dit gaan nie dieselfde ding wees om vir die girl 'n song te speel of van die selfoon af nie. Maar jy weet nie want waartoe gaan die toekoms nie. Kinders vandag is snaaks. Seker. Maar ek dink mense is nie meeste mense of mense oor die algemeen is nie so stupid nie en ek dink dis iets wat dis 'n novelty of 'n lekker ding om mee rond te speel en dan gaan dit net geskuif word. Dink jy dis 'n wave? Ek dink is 'n wave. Ek dink is 'n wave. Ek onthou daar was so, wat was dit gewees? Pixar of iets jare terug was daar so 'n app. En dan kon jy nou 'n foto neem en dan kan hierdie foto dit vir jou in 'n Van Gogh skildery sit en almal het daarmee rondgespeel. Dit is nou juist 'n nuwe trend uit op ChatGPT wat jy jouself 'n karikatuur kan laat maak. Dit het vir so 2 weke en dan sit ook weer stil. Ja, kyk, daar is seker met AI. Ek het dit nou onlangs eers ek het begin gebruik om
sê nou maar briewe vir my in die regte taalbewoording te sit en dit help, jy weet. Jy het nog nie 'n cartoon prentjie van jouself gemaak op ChatGPT nie. Nee, want ek weet nie hoe om dit te doen nie. Ek kort 'n AI om vir my AI te leer. As iemand vir my sê, as ek die woord ai hoor, dan dink ek net ai. Ja, Ja, presies. dit is vir my, dit grief my. Nee, Dit is totally. regtig waar. En wat my nog meer grief is die arrogansie waarmee jy weet die meeste van hierdie AI creators rondgaan en hoe hulle ons wat al vir jare lank doen wat ons doen afskiet en jy weet half probeer verklein neer. Ja. Dis- So maar dis sien hoe miskien- ver hulle kom. Dis miskien 'n goeie ding om alles weer bietjie so te reset. Want ek dink dis 'n trend in 'n fase en ek dink dit gaan 'n goeie skeiding maak. En ja, miskien oor AI oor die algemeen, so die mensdom gevoel het, nou nie AI musiek nie, maar toe die calculator ontdek is, jy weet. Of ek dink dit was Dani Kruiven van die rugby wat hoogs ontsteld was toe hulle games op die televisie begin uitsaai. Dit gesê niemand gaan meer na die stadions toe gaan. Maar dit was dis nie eintlik waar nie. Ja. So ja, inteendeel, dit kan miskien goeie miskien 'n musiek goeie ding bemaak. wees. Nou as jy ooit gewonder het oor AI musiek, maak seker jy gaan kyk een van hulle shows, jy gaan nooit weer AI musiek luister nie. So, hoorie manne, ek sê vir julle baie dankie. Julle het nog 'n besige dag voor julle en 'n lang Thanks, pad Johan. voor julle. Dankie Johan. Dankie dat julle draai kom maak hier by ons. Heerlik. En alle sterkte, kan nie wag om julle weer in Bloemfontein te sien nie. Ja, Ons kom Heerlijk. graag weer. altyd lekker om by sweet corn. By Sweet Corn. Sweet corn. Ook altyd deel. Hoe lyk dit sweet corn? Dit is Gian Groen en Inimar Nights hier by Milie FM. En kyk uit, hulle is een van die dae weer hier naby julle. Moet nie 'n show mis nie. Lekker dag vir julle. Chat weer later. Cheers.